Fantasties. Ja, dit is fantasties om vir die Here te werk. Eintlik die hele lewe maak sin as jy in sy diens staan. En om vir hom te werk beteken om te doen wat hy wil hê, jy moet doen, jou skepingsdoel uit te lewe. Elke mens, alles wat God gemaak het, het 'n doel, het 'n skepingsdoel. En elkeen van ons het 'n, kan ek het noem, 'n best before date. Daar is op jou liggaam iewerster onsigbaar 'n vervaldatum wanneer jy tot ziens sal sê. Ek weet nie wat daai datum is nie, jy weet nie wat daar die datum is nie, maar die mens is bestem om eenmaal te sterwe. Dis deel van die lewe en dan is die streepie getrek, hoe hard en wreed dit ook al klink, of ek die streep self trek, of God die streep trek, en of mense soms die streep trek, hoe ook al sê, daar's 'n vervaldatum op my en jou lewe, en dan moet ons op daardie punt kom wat ons kan sê, ek het gedoen wat God wou gehad het, ek moet doen. Ek het voleindig, ek het klaar gemaak, ek het my skepingsdoel uitgelewe. Nou Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê dit so, hy sê, daarom dan, terwyl ons in wolk van getuies, 'n wolk van getuies, dit klink aan interessant. Van die vertalings wil sê, daar's 'n paviljoen van mense rondom ons, wat reeds in die ewigheid is, wat uit die paviljoen uit na ons kyk. Dit is soos 'n wolk van massas, wat ons nou volg, om te kyk of Kobus nou op sy baan hardloop, en hulle cheer ons aan, soos wat ek en jy ons kinders aangecheer het. Kom ek lees weer die vers. Daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê. Dis nou op hierdie wedloop. En die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus. Soos by die eindpunt van die wedloop, wanneer dit nou klaar is, wanneer jou beurt om te hardloop, want ons almal het 'n beurt, ons het 'n baan, wanneer dit verby is, staan Jesus by die eindpunt. Ag, ek onthou hoe ek by die eindpunt gestaan het, as my kinders gehardloop het. Ag, so klein, en mense so uitsinnig as hulle so klein is. Ag, of hulle eerste of laaste of tweede of tiende kom, maak ons glad die saak nie. As daai kind by die eindstreep kom, dan jy slaan jou naam met 'n plank, sê die mense mos. Maar jy is so uitbundig, jy gryp daai kind en jy swaai hom in die rond en jy sê, jy is die mooiste, die pragtigste, jy het die beste gedoen. Jesus wag vir jou by die eindstreep. Hy kan nie wag dat jy daar moet arriveer nie. Hy is so opgewonde, en dan wil ek hoor, mooi so, my kind, jy het goed gedoen. Jy het jou beste gegee. Maak nie saak wie, watter posisies in die lewe bekleed, en net solank ek my beste gegee het. En nou sê die Bybel, daarom dan, terwyl ons hierdie wolk van getuies, hierdie paviljoen rondom ons het, mense wat ons aancheer, laat ons die laste aflê, die dinge wat hierdie reesies moeilik maak, die dinge wat ons verhinder om ons beste te gee, sonde wat jou omring, sê hierdie vers in Hebreërs 12 vers 1, laat ons dit aflê, soos die lewe bestaan uit verskillende goed. Een van die dinge wat die lewe uit bestaan is om neer te sit, ek is konstant daarmee besig, dit is my lewensdroom, my greatest quest, is om te sê, Here, wat is daar wat ek nog kan aflê, wat moet ek nog verbeter in, ek wil verander, mag die Here my help om in hierdie week te verbeter, om iets te verander in my lewe. My grootste droom is om nader aan God te lewe, om meer te wees soos Jesus. Daarom moet ons aflê, elke las, elke sonde, elke dingetjie wat my verhouding met hom beskadig, want dan kan ek lekker vinnig hardloop as ek hierdie gewigte wat op my skouer is afgegooi het, dan kan ek lekker vir die Here beweeg, want daar is geen beter ding nadat jy afgelê het, om vir Jesus te werk nie, om in sy diens te staan nie. Nou, 1 Korinte 10 vers 12 sê dit so, daarom wie meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie, soos ons wat op die baan is, ons moet versigtig wees, ons moet mooi kyk hoe ons hardloop, laat ons nie val nie, want 'n mens kan val, jy kan struikel, maar ons moet mooi na onsself kyk, ons moet nie dinge in ons lewe toelaat, wat op die ou en skade kan berokken nie, ons moet maar kyk na wat ons op ons foon na kyk, ons moet maar kyk na wat ons op die TV kyk, ons moet maar partykeer sê, ag nee, wat daai passie by my is gelowig, en dit afsit, of
na my soort geselskap, ek moet maar daarna kyk, ek moet dit maar oorweeg, heroorweeg, besin, en dan moet ek my op plekke plaas, waar ek hierdie siel kan voed, want ek het net hierdie stukkie tyd, en dan is my best before date verby. Nou die dag weer in die kerk, tannie, sy begrafnisdiens waargeneem, en terwyl ek daar staan, toe besef ek, maar die vrou het meer gedoen as wat ek besef het. Jy sien, wanneer ek en jy by die eindstreep kom, dan gaan ons lewe oopgevlek word vir die beloningsdag. Dan gaan jy my sien, soos jy my nie ooit gesien het. Ek gaan jou sien, soos ek jou nog nooit gesien het. Want alles gaan openbaar wees, en God self gaan die beloner wees. Jy sien, ons hardloop nie hier vir 'n plastiek $5.99 trofeekie wat met kunsgoud oorgeblaas is, wat by een of ander pawnshop gekoop is. Nee, ons het nie met 'n plastiek trofee te doen nie, ons het met die lewende God van hemel en aarde te doen, wat nie kan wag om ons te ontvang nie, en ons moet versigtig wees hoe ons loop. Hier op hierdie aarde is ons maar net verbygangers. Ek gaan net nie verby, my vervaldatum is, ek weet nie wanneer nie, jou vervaldatum is, ek weet nie wanneer nie, maar ons is vreemdelinge en bywoners hier. Dit wat ons hier by mekaar maak, om die lewe gerieflik te maak, of na te laat vir iemand, dit is mooi dalk, dit is goed, dit is nie verkeerd nie, maar ons moet onthou, dat daar die goed ons nie mag inslik nie, het mag ons nie so besig hou, dat ons nie met ons wedloop, ons skepingsdoel, ons mee besig vind nie. God het vir jou 'n taak op hierdie aarde, hy het vir jou 'n doel, en ons moet aflê enige iets wat ons hinder. Baie kere is daar maar besigheid wat in die pad van God se werk staan. Daar is 'n geleentheid wat in die pad van God se werk staan. Daar is ontspanning wat dalk in die pad van my skepingsdoel staan. En daar is niks verkeerd met besigheid of geleenthede of ontspanning of vakansie nie, maar dit moet in lyn wees met God se almagtige plan. Het jy in hierdie week al iets afgelê? Iets wat jy moes neersit? 1 Korintiërs 16 vers 19 tot 20 skryf het so, en ek wil het vir jou sommer lees, as jy kan, beveel ek altyd aan vir mense om 'n nota te maak, as jy nou kan, maar 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 praat van hierdie saak, dat ek en jy nie aan onsself behoort nie. Hy sê dit so, weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat jy nie aan jouself behoort nie, want julle is duur gekoop, soos ek is nie my eie eiendom nie. Ek kan nie besluit wat ek met hierdie liggaam doen nie, want ek is nie die baas, die eienaar, die besitter van hierdie liggaam, want ek behoort nie aan myself nie. Hierdie liggaam wil partykeer 'n styk sê, of hy wil vakansie hou, of hierdie liggaam wil ontspan, maar dit is nie vir my om te sê wat hierdie liggaam moet doen nie. Ek behoort nie aan myself nie. Die woord van die Here sê, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees nie, soos hy, hierdie tempel, hierdie liggaam behoort aan hom. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees, en dat jy nie aan jouself behoort nie. Julle is duur gekoop, soos ek was op die slawemark, ek was bestem vir die hel, en toe kom die koning van die heelal, en hy koop my, en nou behoort ek aan hom, en nou moet ek doen wat hy sê, en daarom, liewe vriend, daar is geen groter satisfaksie om te doen wat jou eienaar sê nie. Jy sien, 'n mens kan eintlik maar doen wat jy wil, maar as jy doen wat jy wil, dan kost het jou altyd duurder as om te doen wat God sê. En ek voel in my gees hoe hierdie boodskap na iemand toe gaan wat vandag moet hoor, doen maar net wat hy sê. Partykeer wil ons nie doen wat hy sê nie. Partykeer wil ons eerder op vakansie gaan, en dis nie nou sy tyd vir daardie vakansie nie, of ons wil 'n taak aanpak, maar dis nie sy wil vir my nie. Dan moet ons doen wat hy sê. Ek weet waarvan ek praat, my vriend. Ek weet presies waarvan ek praat. Wanneer hy sê, doen iets, dan moet ek het maar eerder doen. Om dit nie te doen, die kos verskriklik duur. Dit vat in jou vleis. Dink maar aan wat dit vir Jona gekos het. Toe hy ongehoorsaam was, hy het alles verloor. Maar om dit te doen, gaan jou ook iets kos. Dit gaan jou ambities wees wat jy prys gee, jou wil wat jy prys gee, jou idees, jou agtergrond, jou kultuur.
En as jy dit prys gegee het, weet jy wat, op die ou end is God 'n beloner van die wat hy hom soek. Hy gaan jou beloon. Vriende, jy wat goed begin het, ek wil vandag vir jou sê, jy het goed begin, hou so aan. Paulus skryf nogal in die Bybel vir die Galasiërs, die gemeente van Galasië, hy skryf daar, wie het julle betower, die Engels sê bewitched, wat se towerspel is op jou, jy het goed begin, maar julle het nou nie so goed geëindig nie. En ek wil jou vandag aanmoedig, dit wat die Here sê, lê dit neer. Ek het by my huis in my garage, amper gebruik ek die ouer woord waanhuis. Ek het daar in my garage, soos het baie van julle het, 'n heat gun. Nou, jy weet wat doen 'n mens met 'n heat gun, jy maak iets warm daarmee. En dan het ek ook by my huis 'n gieter wat stikkend was, en toe het ek 'n stuk plastiek oor die stikkende gieter gesit, en met die heat gun dit warm gemaak, die plastiek wat ek op die gaatjie gesit het, en ek het hom eintlik geinfuse, om toegesmel daai gaatjie. Weet jy, wanneer ons nie luister na wat God sê nie, dan smelt ons ore toe, om verder te hoor wat hy sê. Miskien sê jy, ek hoor nie meer God praat nie. Ek wil jou aanmoedig, die keer toe hy gepraat het, luister wat hy gesê het, probeer onthou wat hy jou laas gesê het. Ek gaan doen dat jy sal agterkom, jou ore gaan lekker oopgaan, die kanaal gaan weer oopgaan. Dis 'n harde dag as die Here nie meer met 'n mens praat nie. Dis 'n verskriklike dag. En vriende, daar's 'n skrif wat in die tyd met my nogal gepraat het, hy het my getref daar in Petrus. Hy sê in Petrus 4, 1 Petrus 4:18, as 'n regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Dit beteken eenvoudig, regverdiges word soms moeilik gered, want daar is ook maar dinge wat hulle moet uitsorteer. Waar sal die sondaar verskyn? As 'n regverdige nouliks, met ander woorde, dit is nie altyd so maklik nie, gered word, dan moet ek en jy mos ons lewe 'n bietjie in lyn bring. Kom, ek moedig jou vandag aan, daar is geen beter ding as om voluit vir God te lewe nie, om jou lewe in lyn te bring. Jezus sê, daar is maar net een manier om gered te word, in Johannes 14 vers 6. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As jy gered wil word, kom na Jezus toe. Kom met jou worries na hom toe, met jou probleme, jou uitdagings, met jou kinders, met jou werk, met jou huweliksmaat, met jou familie. Kom met alles na hom toe, kom na my toe. Sê 'n ander vers, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Kom na hom toe met jou emosies, kom na hom toe met jou ambisies, en dan doen jy net wat hy sê. Sê, Here, net wat u sê sal ek doen. Weet jy wat sal dit kos, my vriend, as jy nie die klein jakkalsies uitroei nie? Hooglied sê mos, dis die klein jakkalsies wat die wingerd verniel, dis die klein ou goedjies. En ek wil jou vandag aanmoedig, daai klein dingetjie wat jy moet neerlê, daai klein dingetjie wat jy moet uithaal. Jy hoor mos, ek praat 'n bietjie oor dit die laaste tyd, en dis so belangrik, that's my greatest question, dis my grootste soeke om te sê, Here, wat kan ek nog neerlê? Jou grootste droom, jou grootste ideaal moet wees, om teen die einde van hierdie jaar te verander het. Om te kan sê, ek het verander, maar nog beter teen die einde van die maand, of nog 'n bietjie beter teen die einde van die week, te kan sê, ek het gegroei in die Here. Haal daai klein dingetjies uit in die lewe wat die wingerd verniel. Die wingerd staan ons vir God se werk. Haal dit uit, vat dit weg. Is dit dalk 'n bietjie 'n vinnige geaardheid, wat jy gaan sê, Here, help my, ek wil hieraan werk, maar ek kan nie, help my asseblief, Here. Of is dit dalk 'n grove kras, 'n rowwe woord, wat jy partykeer gebruik. En nou sê jy, ek is so gemaak, of is dit dalk daai meer? Nee, sit dit neer, God het nie bedoel nie. Party mense sê, ek is so gemaak, my oupa was so, en toe my pa, en nou ek ook. En nou wil jy, dit moet op die geslag so afgaan, nee. Kom ons sê kubai, vir daai goed. Kom ons lê af, want daar is 'n skare wat jou nou aanmoedig. Jy dalk 'n pa of 'n ma wat sê, go, kom, Jesus staan op die doellyn, en hy wag vir jou. Hebreërs 9:27 sê, net soos die mens bestem is. Dis 'n bestemde saak, dis 'n bepaalde saak om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Jou resies is bestem om te eindig. Dis so bedoel dat het moet eindig, dis so bepaal
voor die grondlegging van die wêreld. Jy is nou op hierdie aarde, en een van die dae gaan jou reisies verby wees. En dan gaan Jezus jou ontvang, en dan wil hy bly wees, omdat jy alles ingesit het. Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp. En ek leer toe iets interessant uit hierso. Jy kan God net oor goed aanroep wat jou benauwd maak, moet volg in hierdie vers, in hierdie konteks. Ek wil iets dit andersom sê, God verlos jou van jou vyande, maar hy verlos jou nie van jou vriende nie. Dit beteken eenvoudig, wanneer jy besluit, jy wil ontslaa raak van 'n gebruik, 'n gewoonte, of van 'n manier van doen, maak dit jou vyand, sê ek wil, dis nie meer my vriend, hierdie manier, ek het dit so graag so gedoen, dit was my vriend, maar Here, ek wil dit nie meer so doen nie, dis my vyand nou, en God sal jou verlos daarvan, want hy verlos ons van ons vyande. Roep my aan, sê Psalm 50:15, in die dag van benauwdheid. As jy benauwd voel oor dinge in jou lewe, roep hom aan. Hy sal jou uithelp en jy moet hom eer. Hy sal, let wel op die woordjie sal, en jy moet hom eer. Jy gaan hom aanbid oor wat hy in jou lewe doen, maar maak vandag die besluit om te sê, ek gaan 'n goeie hardloper in hierdie stukkie lewe wees, wat ek nog oor het. Wie weet hoeveel dae het ek of jy oor. Kom ons bid saam. Here, vandag sê ek weer opnuut, met my hart en my siel, ek wil hardloop op hierdie wedloopbaan, soos nooit van tevore. Ek wil nie toelaat dat hekkies, wat in die pad is, my verhinder om op te hou hardloop nie. Ek wil nie uitsak nie, ek wil nie langs die pad gaan lê nie. Ek wil nie na die mense langs my kyk, wat langs my hardloop. Ek wil my oog op u vestig, soos Hebreërs 12:1 sê, ek wil my oog op u rig, en ek wil met volharding, met ander woorde, aanhou vermoë, hierdie wedloop hardloop. Dankie dat u my help om nooit op te hou nie, om nooit op te gee nie. U naam is hoër as al die omstandighede, ek gaan my oog op u hou. Ek gaan nie luister na wat die negatiewe prater sê nie, ek luister wat u sê, en ek dank u dat u elkeen help wat na hierdie woord geluister het, in die naam van Jezus. Amen. So lekker om met jou te praat oor volharding. Ek praat graag 'n volgende keer weer met jou, ek kyk uit daarvoor, en onthou, met Christus aan jou kant, kan jy nie verloor nie. Onthou om af te lê. God bless you, I love you, tot volgende keer, bye.